Goeiemôre vriende, so hier op 'n Dinsdagoggend die 18de November 2025. Ek hoop julle het 'n absolute stunning dag wat voor julle uitstrek. Dit lyk my ons het 'n lekker warm week hierdie week. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig voor die Here. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om te kan asemhaal vandag. Dankie dat ons kan lewe. Dankie Here dat ons kan weet U is by ons. Dankie dat ons weet U het die Gees vir ons gegee. Here, om ook voor ons uit te beweeg. Here, om vir ons te begelei, om vir ons insig, fyn aanvoeling en tact te gee. Ons kom bid dit ook vandag dat U dit deur die Gees in ons sal doen. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek wil letterlik vandag by een versie stil staan en ons het so aangeraak gister by vers 20 van Filippense 1 waar Paulus sê, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. En ek dink hy reflekteer nou 'n klein bietjie terug op hierdie ouens wat dit nou wat die kerkies amper al so opsit en hulle bybedoelings het en dan sê hy man maak nie saakie solank hulle die evangelie verkondig, nee. Maar ek dink ook hy praat oor die algemeen, liewe vriende, wanneer hy sê dit sy vurige verlange dat hy niks sal doen waarvoor hy hom hoef te skaam nie. Ek dink dit is seker een van die grootste goed vriende in ons lewe as ons goed doen waarvoor ons hoef te skaam, nee. So dit is maar waar hy sê. Dan die volgende vers wil ek een vers wil ek by julle stil staan waar hy sê, ek wil ook nou, soos nog altyd met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Kom ons sê geweer en herhaal hierdie versie. Ek wil ook nou, soos die Here, die tyd wat hy lewe, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Nou vriende, dit is, ek het hier so in my Bybel geskryf, my gebed vir myself. My gebed vir myself. Ek dink, dit is seker een van die gebede wat ek en jy maar kan bid, vriende. Ek en jy kan hom maar opplak en sê, Here, ek kom bid tot U. Here, ek wil graag nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele menswees wil ek U verheerlik. Of ek lewe en of ek sterwe, want om te lewe, Here, is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Dat ons dit vir Here Jesus ook sal sê, vriende. Ons kan dit 'n bietjie unpack, sê, maar wat beteken dit alles? Maar ek dink dit kan maar 'n gebed vir ons elkeen wees. Ek dink in die tyd wat ons leef, vriende, en is so dat daar is baie versoekings op ons pad. Maar ek en jy moet ook altyd weet, en ek wil dit weer op julle hart druk, ons is gebroke mense. Maar ons is verloste sondaars. Vriende, dit is so onsaglik belangrik. Vir die sonde wat ek en jy gedoen het, wat ons nog steeds doen, en wat ons nog gaan doen, het Jesus klaar aan die kruis gesterf. Hy het 'n volkome offer gebring, vriende, 'n soenoffer gebring, om ons reg te stel met die Vader. So wanneer ek en jy eendag by God en voor sy troon verskyn, vriende, sal Jesus sê, op grond van hulle feit dat hulle my aangeneem het en my aanbid het, Vader, Pa, kan jy hulle maar vrystel, né? Kom sê, dit is wat Jesus mos maar vir ons kom sê. En dat ons, liewe vriende, want jou duiwel val ons aan, dan val ons wiele af, en wil hy vir ons kom sê, ag, kyk hoe sleg Christen is jy, man, ag nee, kyk nou net, jy het alweer gefaal, jy het alweer die toets gedop. Dink jy nou regtig, jy's die moeite werd om 'n kind van die Here te wees? En dan moet ons hom maar antwoord, nee, ons is nie. Maar weet jy, jou duiwel, wat is die verskil? Jesus het klaar vir ons gesterwe, selfs die twak wat ek nou aangejaag het hy klaar gesterwe. Hy het aan die kruis klaar gesterwe vir my sonde. Ja, dit gaan nie daaroor dat ek en jy bewustelik aan mekaar moet verkeerde goed doen, omdat Jesus vir ons gesterwe het. Ek dink, ons is so stupid, hè. Maar vriende, ons vang baie keer bewustelik goed aan wat ons nie moet aanvang. Maar die duiwel gaan vir jou kom kapot. En weet julle wat doen hy? Hy gebruik daai skuldgevoelens om ons weg te trek van God af. Hy gebruik die skuldgevoelens om ons weg te trek om ons as kerk die Here te loop aanbid op 'n Sondagoggend. Hy trek ons weg daarvan af. Hy sê, wie is jy nou? Kom sê jy nou in die kerk gaan sit? Kyk wat het jy nou wil aangevang en wat het jy gedoen? En ag nee, sies man, sê die duiwel vir ons. En ek en jy val vir daai leuen.
Liewe vriende, Jesus is soos daai vader van die verlore seun. Hy's altyd op die uitkyk vir ons. Hy skryf ons nie af nie. Dis ons wat weghardloop. Maar hy's altyd daar, altyd op die uitkyk. So wat ek en jy ook al gedoen het, vriende, Dawid het alles gedoen wat hy kan verkeerd doen. Hy het moord gepleeg en hy het 'n buiteegtelike verhouding gehad, maar hy het 'n buiteegtelike verhouding nie sommer so gehad nie. Hy het seks met die vrou gehad. Sy's verwagtend en op die ouene toe die man nie by haar slaap nie, want hy was op die voorfront gewees om te veg, het hy vir Joab gesê sit hom reg voor dat die ouens hom met klippe kan doodgooi. En hy het 'n moord gepleeg. Meer as dit kan jy nou eintlik nie doen nie. Maar nog was hy 'n kind na God se hart. Nou vriende, dit wil ek vir julle kom sê vandag. Die duiwel sal jou en my kapittel oor die goedjies wat ons verkeerd doen. En wanneer hy dit doen, wanneer daai aanvalle kom omdat jy baie keer ook bewuslik iets verkeerd gedoen. Wanneer daai aanvalle kom, dan sê jy vir hom, kom ek net gou vir jou sê. Jesus het vir my gesterwe aan die kruis. Op Golgotha het hy gesterwe. Ons sondes is saam met hom aan die kruis gespyker. Hy is die soenoffer. Hy is die offerlam wat vir ons gesterf het. Sy bloed het vir ons gevloei tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. En liewe vriende, as ons dit vir die ou duiwel ook sê wanneer hy ons aanval, dan kan ons hierdie gebed bid, dat ons dan so saam met Paulus bid en sê, Here, ek wil nou soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, Here, ek het vrymoedigheid, omdat U vir my gesterf het aan die kruis, Here, omdat as God die Vader na my kyk het deur U wat die offer gebring het, vir my, soos nog altyd met vrymoedigheid, deur my hele wese Jesus verheerlik, in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is my wins. En vriende, die groot ding met versoekinge en die goed, dit nou weet ons maar almal, ons moet by die Here wees, ons moet 'n lewende verhouding met hom hê. Liewe vriende, wanneer ek en jy 'n lewende verhouding het, dan begin die Gees al hoe meer deur ons werk, en vat hy ou goeders weg, wat ons baie keer wegtrek van die Here af, nee. So die vrugte van die Gees begin hang, wanneer ek en jy in 'n lewende verhouding staan met God. Dit is die crucial ding, vriende, want wanneer ek en jy dit doen, kom ons nader aan God, nader aan Jesus, en die Heilige Gees wat in ons is, begin ons al hoe meer transformeer om na die beeld van God te wees. Mag jy of jy lewe of jy sterwe, soos Paulus sê, alles vir Jesus doen. Ook vandag, hoe jy praat met mense, hoe jy omgaan met mense, moenie skinder nie, moenie sleg praat van iemand nie, praat en sê net iets wat mooi is van mense, nee. En vra vir die Here om jou te help ook op hierdie pad, want dit is maar 'n pad van heiligmaking, pad van heiligmaking, om al hoe meer en meer soos Jesus te wees. My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.